Kom ons bid saam en vra die Here om met ons te wees. Vader, baie dankie vir u liefde. Dankie Here vir u woord. En terwyl ons nou vir die volgende paar oomblikke gaan stil staan by u woord, bid ek Here dat u alle hindernisse wat ons aandag kan aftrek van u woord en u stem sal verwyder. Dat u dit stil sal maak in ons harte, sodat ons u stem kan hoor. Here, wees u asseblief ons leermeester. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Ek gaan vanoggend deurgangs gebruik maak van die 2020 vertaling van die Bybel. U lees in die vertaling waarmee u gemaklik is en wat voor u is, Matteus 18. En ek lees vir u daar vanaf vers 21. Toe het Petrus nader gekom en hom gevra: Here, hoeveel keer sal my broer teen my sondig en ek hom vergewe? Tot 7 maal toe? Jesus antwoord hom: Ek sê vir jou nie tot 7 keer nie, maar tot 70 maal 7 keer. Daarom is die koninkryk van die hemele soos 'n koning wat rekenskap van sy slawe wou eis. En toe hy hulle skuld nagaan, is een wat 10.000 talent verskuldig was na hom gebring. Omdat hy nie kon terugbetaal nie, het die Heer beveel dat hy as ook sy vrou en kinders en alles wat hy besit verkoop word en dat die skuld so terugbetaal moes word. Die slaaf het toe voor hom op die grond neergeval, laag voor hom gebuig en gesê: Wees geduldig met my en ek sal u alles terugbetaal. Die heer van daardie slaaf het hom innig jammer gekry, hom vrygelaat en sy skuld kwytgeskel. Maar toe daardie slaaf uitgaan, het hy een van sy medeslawe gekry wat hom 100 denarius geskuld het. Hy het hom aan die keel gegryp, gewurg en gesê: Betaal terug wat jy skuld. Sy medeslaaf val toe neer en smeek hom: Wees geduldig met my en ek sal jou terugbetaal. Maar hy wou nie. Inteendeel, hy het weggegaan en hom in die tronk laat gooi, totdat hy die verskuldigde bedrag sou betaal. Toe sy medeslawe sien wat gebeur, was hulle baie ontsteld en het hulle vir hulle heer alles gaan vertel wat gebeur het. Daarop ontbied sy heer hom en sê vir hom: Jou slegte slaaf, al die skuld het ek jou kwytgeskeld omdat jy my gesmeek het. Maar moes jy nie ook jou medeslaaf begenadig soos ek jou begenadig het nie? En sy heer het kwaad geword en hom aan die folteraars oorgegee totdat hy al die skuld sou betaal. So sal my hemelse Vader ook met julle maak, as julle nie elkeen sy broer en ek reken suster ook van harte vergewe nie. Op die 14de Februarie 2013 het die Paralimpiese atleet Oscar Pistorius sy vriendin Reva Steenkamp in sy huis in Pretoria noodlottig gewond. Pistorius het beweer dat hy gedink het daar was 'n inbreker in die badkamer en hy het 4 skote deur geskiet. Maar hy is uiteindelik in 2016 tot 6 jaar gevangenis gevonnis, wat later tot 13 jaar en 5 maande verleng is as gevolg van moord. En hy is goed bekend met die besonderhede van hierdie verhaal. Dis amper 'n verhaal wat ons almal aangegryp het. Die sosiale media het verskillende dinge daaroor geskryf en daar was verskillende kampe vir en teen. Daar was die wat Pistorius ondersteun het en sy gedrag probeer verdedig het. En ek wil nie vanoggend daarby stil staan nie.
wanneer 'n mens deur hierdie verskillende kommentare gelees het, dan was daar altyd 'n draad wat deurgeloop het, 'n fyn goue draad. En kon jy amper die kommentators in twee kampe gesit het, en dit het gehandel oor die debat van vergifnis. En party sou argumenteer en sê, hy moes vergewe word, want dis wat die Bybel vereis. En dan het ander gesê, maar hoe kan 'n mens hom vergewe? Kyk die groot onreg wat hy aangedoen het. En so lees ons dan as deel van hierdie debat in die sogenaamde Washington Post op die 4de Maart 2014, waar June Steenkamp, dis die moeder, aangehaal is. Sy sê, Steenkamp sê sy wens Pistorius geen kwaad toe nie en glo dat vergifnis belangrik is, want ek wil nie met bitterheid in my lewe saamleef nie. Maar op die 14de Junie 2016 lees ons in die SBS, the Special Broadcasting Service van Australië, dit is Pistorius, moet vir sy misdaad betaal, het Barry Steenkamp gesê, want hy het dit baie moeilik gevind om te vergewe. En dan berig die Times Live in 'n opskrif van 14 Februarie 2023 wat lees, die Steenkamp trek Oscar se vergifnis terug op die 10de herdenking van Rewa se moord. Hartseer ouers praat oor hulle pyn, woede en verlies. En met hierdie verhaal in gedagte en baie ander soortgelyke verhale en ook die nalees van hierdie gelykenis wat Christus vertel het, kan mens nie anders as om te wonder oor die lyn van vergifnis en ook wat het hier verander, dat daar aanvanklik 'n vergifnisverklaring was, sodat ons nie bitter en kwaad sal wees nie, tot een wat sê, ons trek ons vergifnis terug. Maar dis nie veel anders met ons as Christene nie. As getroue disippels van Jesus, sukkel ons met vergifnis. Verskeie gemeentes is al gestig as gevolg van die gees van onvergewensgesindheid. Lidmate het al die kerk verlaat, omdat hulle sukkel om 'n onreg wat hulle aangedoen is, te vergewe. Te dikwels vind ons as Christene dit moeilik om te vergewe wanneer ons verontreg word. En daarom wil ek vir 'n paar oomblikke stil staan by hierdie skriftuur en ons ongelukkig die tyd hê om dit weer te lees en elke teks by stil te staan. Daar is soveel diepte in hierdie gelykenis, maar vergun my om so 5 of 6 punte uit te lig oor hierdie gelykenis, wat ek dink baie relevant is vir ons as Christene wat vandag leef en met dieselfde kwessie worstel, die kwessie van vergifnis. Kom ons begin by die oortreding. En baie dankie leraar Arnold vir die neem van die les. En ek het so gehoor, toe ek nou instap laat, omdat ek 1 taxi was en 2, my vrou my so 'n bietjie opgehou het. Maar baie dankie dat u die les geneem het. Het ek gehoor julle praat so 'n bietjie oor die oortreding van hierdie gelykenis. En 'n koning het 'n slaaf gehad wat aan hom 'n skuld van 10.000 talente geskuld het. En alle geleerdes wys op die doelbewuste, onrealistiese aard van hierdie bedrag. 'n Gewone werkende man kon verwag om minstens 1 talent in 'n jaar te verdien. Waar lê 10.000 talente? So as ons dit omreken in vandag se terme, dan sou hulle sê die gemiddelde werkersklas in Suid-Afrika, en miskien moet ek myself net daar in die rede val, die statistiek sê, en dis mos strappe vergelyking van die statistiek, nê?
Jy kry 'n wit leen, 'n ordentlike lieg en dan statistiek. Maar as jy statistiek kan glo, en ek het dit nou ervaar toe ek nou hier lees, hulle sê dat die gemiddelde salaris in Suid-Afrika per jaar is 364 per jaar. Ek gaan nie vra of my kollegas dit gaan ondersteun of waarom nie, maar dis 'n bespreek vir 'n ander dag. So kom ons sê 364.000 rand per jaar is wat hulle sê die gemiddelde salaris vandag is. Dit beteken dat daardie slaaf in vandag se terme sou 3.640 miljoen rand verskuldig gewees het. Ek weet nie eens hoeveel geld dit is nie. Ek het nog nooit soveel geld in my lewe bymekaar gesien nie. Dis baie geld. Dis baie geld. En selfs al erken ons dat dit bloot fiksie was, moet ons steeds Jesus se bedoeling hiermee verstaan. Hoekom het hy so 'n ondenkbare bedrag genoem? En binne die raamwerk van hierdie storie kon dit tog nie 'n besigheids- of persoonlike lening gewees het nie. Geen koning in die regte lewe sou aan enige slaaf 10.000 talente of 3.640 miljoen rand geleen het nie. Sommige dink dat Jesus sy hoorders wou laat besef dat 'n slaaf eintlik 'n ryk goewerneur of 'n ambassadeur voorgestel het in die koninkryk wat deur groot korrupsie, soos wat ons vandag maar partykeer lees in die koerante, van wanbestuur en wangedrag skuldig was, en dat die hele ekonomie van die koninkryk daardeur in gevaar gestel was. Aan die ander kant kon Christus doelbewus wys na iets wat die grense van aardse werklikheid geheel en al oorskry. Sy talent was die grootste geldeenheidsbenaming in die tyd van die Bybel. En 10.000 was die hoogste getal waarvoor die Griekse taal 'n spesifieke woord gehad het. So dit dui op onbepaalbaar, onberekenbaar groot. En so praat Jesus dalk op 'n dramatiese manier van 'n oneindige, onmeetbare skuld. En die koning konfronteer die slaaf en eis dat hy hierdie astronomiese bedrag sy skuld moet betaal. Iets wat geen mens kon doen nie. Ek dink 'n mens sal 'n bietjie meer moes verdien as die gemiddelde 364.000 rand per jaar om 'n duik te maak in hierdie geweldige groot skuld. En die gebruikelike manier om bankrotskap in die antieke tyd te hanteer en te bestuur was om die persoon wat die geld verskuldig was en dit nie kon terugbetaal nie, as 'n slaaf te verkoop, maar nie net die skuldenaar nie, ook sy vrou en kinders en hulle diere en die bietjie besittings wat hulle het. En al sou hy dit doen, hierdie koning, sou hy nie naastenby eers die jaarlikse inkomste van hierdie slaaf kon verhaal, laat staan nog 10.000 talente nie. So die oortreding was groot. Die oortreding was groot. En dan wil ek bietjie stil staan by hierdie slaaf se versoek. Die slaaf vra die koning: "Wees geduldig met my. Ek sal alles terugbetaal." Werklik? Regtig waar? En om op sy knieë te val, dui op 'n diepe emosie, opregte berou oor sy verkeerde en sy wandade. Maar die aanbod om alles terug te betaal is nie 'n uitdrukking van berou nie, maar ook 'n aanbod om restituisie te maak, om reg te maak, om reg te stel dit wat hy verbrou het.
maar selfs die mees opregste poging van hierdie slaaf kon nooit die geld wat die koning en die koninkryk verloor het, vervang het nie. Dit was bloot onmoontlik. En vervolgens gaan ons bietjie stil staan by die kwytskelding. Die kwytskelding. In reaksie het die koning hom innig jammer gekry. En die Griekse woordjie daarvoor is splagnitzomai. Daar is ook, ek sien dis heel wat medici onder ons, en hulle weet van die splankniese senuwee en die belangrike rol wat dit speel. En die gedagte met hierdie splankniese, of splanknitzomai, is dat dit 'n intense, 'n diep gevoel van barmhartigheid is, wat mens nie net voel op die krop van jou maag nie, maar wat jou beweeg tot aksie. So wanneer Christus innig jammer gevoel het, of die koning, en omdat hy hom innig jammer gekry het, het hy die oorbeweeg tot aksie en het hy die slaaf kwytgeskel en sy skuld vergewe, afgeskryf. Hy het hom van sy verpligting bevry. En die slaaf se versoek vir geduld is 'n ander Griekse woordjie wat letterlik beteken om die interne en eksterne beheer in moeilike omstandighede aan die dag te lê en daardie beheer te toon deur die aksie te vertraag. Met ander woorde, om die aksie uit te stel of af te stel. 'n ander vertaling van hierdie makrothumeo kan wees lankmoedigheid, geduld. En hierdie lankmoedigheid, hierdie geduld, is die vermoë om lyding te verdra, eerder as om daarvoor te swyg. Om iemand se skuld aan jou te vergewe, is om daardie skuld self te absorbeer. As 'n vriend jou motor leen en dit afskryf met sy roekelose bestuur en geen vermoë het om jou finansiëel te vergoed, kan jy sê, ek vergewe jou, maar die prys van die oortreding verdamp nie net in die niet nie. Iemand moet die skuld of die prys vir daardie voertuig betaal. En natuurlik, hoe duurder en luukser die voertuig, hoe groter die skuld. Jy moet of die geld kry om 'n nuwe motor te koop, of jy moet sonder 'n motor klaarkom. Hoe dit ook al sê, vergifnis beteken om die koste van die oortreder te skuif, van die oortreder na jou, en jy dra daardie skuld. Vergifnis is dus 'n vorm van vrywillige lyding. Deur te vergewe, eerder as om wraak te neem, kies jy om die koste te dra. Maar nou verskuif hierdie gelykenis van ratte en ons gaan na 'n volgende toneel. En die koning betoon oneindige, onmeetbare genade aan hierdie slaaf. En met 'n dankbare hart spring hy op en hy het skaars die paleis deure verlaat of hy sien iemand daar wat hom bloot 'n paar sente skuld in die vergelyking van hierdie verhaal. En hoewel hy van 'n skuld kwytgeskeld is, wat onmoontlik is om terug te betaal, gryp hy
die medeslaaf aan die keel en hy wurg hom. En net soos hy vir genade en geduld gepleit het, vir sy ongelooflike groot skuld, so pleit hierdie medeslaaf vir genade en vir geduld. Maar toe sy medeslaaf nie dadelik kon terugbetaal nie, betoon hy nie dieselfde barmhartigheid teenoor hierdie medeslaaf as die barmhartigheid wat hy pas ontvang het nie. En sy medeslaaf word in die tronk gegooi en gemartel vir 'n paar stukkies geld. En miskien moet ons vervolgens beweeg na die sogenaamde uitspraak. Want toe die koning hiervan hoor, die medeslawe vertel toe dadelik vir die koning. Hulle was dalk getuie van hierdie groot skuld wat afgeskryf is. En toe die koning hiervan hoor, roep hy die eerste slaaf en in wese sê hy vir hom: hoe kan iemand wat die oorvloedige genade wat ek aan jou betoon het, ervaar, so 'n wrede, ongenadige houding teenoor ander hê? En daarmee word die eerste slaaf in die tronk gegooi. En Jesus eindig met hierdie amper koue kliniese reël: so sal my hemelse Vader ook met julle maak, as elkeen nie sy broeder van harte vergewe nie. Die betekenis van hierdie gelykenis is nie moeilik om te verstaan nie. Die koning is God self. En ons is die eerste slaaf. Die 10.000 talente is die oneindige skuld wat ons as sondaars aan God skuld. God het ons geskape, onderhou ons lewens sekonde vir sekonde, en dis skuld ons hom die opperste liefde, afhanklikheid, gehoorsaamheid. En behoort ons dieselfde gesindheid wat God teenoor ons openbaar het, deur ons onnoembare groot skuld af te skryf, ook aan ander te betoon. Daar is nie 'n mens op die aarde wat nie op een of ander manier God se genade nodig het nie. Maar tog skiet ons ver kort wanneer ons ander mense behandel teenoor die vrygewige, onmeetbare groot genade wat God aan ons bewys het. En met hierdie basiese begrip van die gelykenis se betekenis leer ons dat God se vergifnis van ons eis dat ons dieselfde gesindheid van vergifnis moet hê. Inteendeel, om seker te maak dat daar geen ondubbelsinnigheid is nie. Ons het gehoor in die kindergebed vroeër: vergeef ons skulde soos ons skuldenaars vergewe. En Jesus stop nie net met die modelgebed nie, hy gaan verder en hy kwalifiseer dit in Matteus 6 vers 13 en 14 wanneer hy sê: want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. En nou is vers 15 baie belangrik. Maar as julle die mense nie vergewe nie, sal julle Vader julle ook nie julle oortredinge vergewe nie. Hoe meer duidelik kon Christus dit gestel het? Mens kan nie aan die een kant hierdie ongelooflike genade verwag vir 'n skuld wat soms veel groter is as die onreg wat ons op hierdie aarde aangedoen word.
En tog verwag ons, eis ons amper van God hierdie vergifnis en genade. Maar wanneer ons onreg aangedoen word, dan toon ons nie 'n hart van barmhartigheid nie. Vanoggend wil ek met my saamneem die roeping tot barmhartigheid. In Matteus 5 vers 7 beklemtoon Jesus dat die barmhartiges die barmhartigheid van God sal ontvang. Hieruit leer ons dat Christus nie wil hê dat ons aan onsself moet dink nie, maar dat ons aan ander moet dink. Toe daardie slaaf voor die koning neergeval het en gepleit het vir sy lewe en vir geduld en vir tyd, op daardie oomblik het die koning opgehou dink aan die verlies en die skuld en die ellende, en het hy voor hom 'n broos sondaar wat in die moeilikheid is gesien. En so wanneer ons vir God nader, dan gebeur dieselfde. En daarom word daar van ons verwag om die fokus te verskuif van die onreg na die persoon wat God nodig het, wat ons genade en vergifnis nodig het. Ek wil ook my saamneem vanoggend die onbeperktheid van vergifnis. Petrus vra hoe gereeld moet ons vergewe. En julle ken mos vir Petrus. Hy praat lank voor hy gedink het en hy hou aan praat lank voor hy gedink het. En hy reken hy gaan met 'n goeie een voor 'n dag kom 3 keer, 7 keer op een dag. Christus sê nee. 70 maal 7. En weer eens 'n day dat iewers 3 dag, as dieselfde persoon jou aanhou onreg aandoen en jy vergewe hom 70 maal 7 keer, dat jy iewers gaan vergeet hoeveel keer jy hom al vergewe het en hoeveel keer jy hom nog moet vergewe. Ons verwag, wanneer ons God nader, dat daar geen einde en geen perk sal wees aan hoe hy ons vergewe nie. Maar ons hart is dikwels nie 'n barmhartige hart wanneer ander ons 'n baie klein onreg aandoen in vergelyking met die onreg wat ons God en die hemel aangedoen het nie. En dan die gevaar van 'n ongenadige hart. Ons het in hierdie gelykenis gesien dat Christus die wreedheid van die slaaf wat nie bereid was om genade te betoon, wat nie bereid was om te vergewe nie, veral nadat hy so 'n groot genade en vergifnis ontvang het nie, aan sy eie harde hart oorgelaat het. En net soos wat hy die vergifnis en die genade onttrek het, het Christus of die koning die genade onttrek. En laastens die impak van vergifnis op ons verhouding met God en met ander. Ons het duidelik gelees in die gelykenis, ook in Matteus 6 vroeër, dat as ons nie bereid is om te vergewe nie, kan ons nie vergifnis en genade en barmhartigheid verwag nie. En so mag ons deur die krag en die teenwoordigheid van die Heilige Gees onthou dat ons onwaardige sondaars is wat van God se genade afhanklik is. En mag ons deur die krag en die teenwoordigheid van die Heilige Gees
met die Golgotha kruis in gedagte onthou hoe diep en hoe wyd en hoe oneindig God se genade vir ons is. Mag ons deur die krag van die Heilige Gees as sy getroue disipelmakers hiervan weggaan en almal wat ons verontreg teenoor ons sondig met hierdie onvoorwaardelike genade en vergifnis beheen wat ons van God ontvang het. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir u woord. Baie dankie Here dat ongeag die grootheid van ons sonde, ons weersinswekkende rebellie teenoor u, dat daar 'n verlossingsplan is, dat u met ons geduldig is, dat u met ons lankmoedig is, omdat u 'n omgee God is. 'n God wat lankmoedig is, 'n God wat met barmhartigheid na ons uitreik. Here, wanneer ons onreg aangedoen word, mag ons dieselfde genade en barmhartigheid toon. In Jesus naam. Amen.